Vandag is dag 4 in ons lentreis, Harte aan die brand. Come thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy grace. Streams of mercy, never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet, sung by flaming tongues above. Praise the mount I'm fixed upon it, mount of thy redeeming love. Ons lees vandag Psalm 32. Dit gaan goed met die mens, wie se oortredinge nie gestraf word nie, wie se sonde vergewe word. Dit gaan goed met die mens vir wie die Here die oortreding nie toereken nie, en in wie se gees daar geen bedrog is nie. In hierdie teks, watter woord raak jou? Vergewe. Dit gaan goed. Geen bedrog. Luister verder na Psalm 32. Toe ek stil gebly het, het my gebeente broos geword, onder my gekreun, die hele dag. Ja, dag en nag was u hand swaar op my. My lewenskrag het weggekwyn, soos in die hitte van die somer. Dink aan 'n tyd wat jy nie 'n oop verhouding met God gehad het nie, waar jy dalk stil gebly het oor dit wat nie reg is nie. Dink aan 'n tyd waar jy dinge wat nie reg is nie onderdruk het of weggesteek het van God, het van jouself, toe jy stil gebly het in die woorde van Psalm 32. Wat het dit aan jou gedoen? Hoe het dit jou energie geraak? Hoe het jy beleef dat dit jou vreugde raak? Is daar tans iets waaraan jy swaar dra? Iets waaroor jy stil bly? Vers 5 van Psalm 32 gee vir ons iets van 'n keerpunt. Toe het ek my sonde teenoor U erken. Ek het my oortredings aan die Here bely. En ons sien hoe Dawid van stil bly na erkenning toe gaan, van hoe God se swaar hand op hom beweeg om sy hart oop te maak. Is daar dalk iets wat jy vandag by die naam wil noem en voor God wil erken? Noem dit in jou eie woorde. En daar is verder beweging in hierdie Psalm, wanneer die psalmdigter skryf, en U het my skuld vergewe. Dit is so eenvoudig, maar dit's radikaal. Want hy sê nie,
Hy het my laat wag nie, of hy het my laat betaal nie. Hy sê, U het my vergewe. Visualiseer hoe dit moes gevoel het, of dalk vir jou vandag voel, om te weet, dat wanneer ons na God toe kom, met dit wat nie reg is in ons lewe nie, dat hy daai swaar gewig van ons af wegneem, dat skuld plek maak vir lig. Dalk kan jy nou in jou eie woorde ook sê, dankie Here dat U my vergewe, en dat ek nooit hoef weg te kruip van U af nie. Die Psalm begin met, in wie se gees daar geen bedrog is nie. Bedrog is nie net om vir ander mense te jok nie, maar dis ook om te maak of jy okay is, wanneer jy nie okay is nie. In die volgende gedeelte van ons gebed, kom ons vra vir die Here, om vir ons te wys waar ons oneerlik leef, veral ook teenoor onsself. Waar is ons besig met maskers dra? En dan vra jy vir die Here, om ook daardie gedeeltes van jouself te herstel, soos wat jy na die lig toe beweeg. Ons sluit vandag se gebed af. Here, U ken die swaar van stil bly. U ken die uitputting van wegsteek. U ken my hele storie. Dankie dat eerlikheid nie veroordeling bring nie, maar bevryding. Leer my om vinniger te bely en daarom sagter te leef, meer oop te leef. Ons bid Here, laat my lewe 'n getuigskrif wees van die vreugde van vergifnis en die ligtheid van genade. Amen. Come thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy grace, streams of mercy never cease.